Ek wil graag vir ons lees uit Romeine 12, die teks wat ons laasweek by stilgestaan het. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewendige en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens, wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Geliefdes, ek groet julle vanoggend in die naam van ons Vader en sy Seun Jesus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons staan en dan bid ons die Here saam. Wie
Geliefdes, ons het die voorreg om ook die doop te bedien. En as ons saam nadink oor die doop, dan verklaar ons en bely ons dat Jesus met ons en met ons kinders besig is. En daarom het ons ook gesprekke gehad met die ouers wat ook dan vandag hulle kinders doop. En ons het daaroor gepraat en eintlik vir hulle ook herinner en vertel dat hulle weer ook hulle geloof bely. En daarom wil ek graag vra dat die volgende ouers vir my asseblief na vore sal kom. Johan en Natasha Slabbert, Andre en Karina Bestbier en Quentin en Charmaine Libbe. Voor ek vir julle ook vra om op die vrae te antwoord, wil ek graag ook dan net vra dat kinders wat ons gaan doop ook vorentoe sal kom asseblief, ingebring sal word asseblief. Voor ek vir julle op die vraag gaan vra om te antwoord, julle as ouers, herinner die doop ons dat God met ons en ons kinders se pad stap. En dit is wat dit so spesiaal maak. Die formulier sê, al verstaan die kinders nog nie volle betekenis van die doop nie, verander dit niks in die geldigheid daarvan. Dat God met ons en ons kinders 'n pad stap nie. En selfs ons wat gedoop is toe ons self ook kinders was en so, is dit juis ook dat ons ook aan die Here behoort, en dat ons as volwassenes kan weet, dat ons ook aan God behoort, en dat sy kinders ook aan hom behoort, en daarom gaan ek vir julle 3 vrae vra, as julle hier kom staan, ook by die doopvond. In die eerste plek, glo julle dat julle kinders aan God behoort, en daarom ook gedoop moet word. In die tweede plek, glo julle in die Bybel as die woord van God, waarvolgens julle lewens inrig, en dat dit die ware en die volkome leer van die verlossing is. En ten derdens, beloof julle om met die beste van julle vermoë julle kinders te onderrig en te laat onderrig, of so te leef en voor te leef, dat hulle ook die Here sal dien. Ek wil graag vra John en Natasha dat julle met Amy en Chloe nader sal staan. John en Natasha, en ek wil graag vra, wat is julle antwoord? Amy, ek wil graag jou dan ook doop, en jy kan vorentoe kom en nader staan, en sê, Amy Barnard, ek doop in die naam van die Vader, en in die naam van sy Seun Jesus, in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kan 'n oomblik by mamma staan? Chloe Slabbert, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van sy Seun Jesus, in die naam van die Heilige Gees. Amen. Julle kan hierso by Arlene, kan julle die doopseels kom teken, en daar's ook 'n Bybel vir julle elkeen ook om dit te onthou. Andre en Karina, kan julle nader staan asseblief? Andre en Karina, wat is julle antwoord op hierdie vraag? Willem Ronan Bestbier, ek doop u in die naam van die Vader, in die naam van sy Seun Jesus, in die naam van die Heilige Gees. Amen. Quentin en Charmaine, as julle kan nader staan.
Quentin en Charmaine, wat is julle antwoord op hierdie vraag? Olivia Grace Libbe, ek doop u in die naam van die Vader, in die naam van sy Seun Jesus, in die naam van die Heilige Gees. Amen. Dankie. Terwyl hulle ook die doopseël teken, wil ek graag vra dat al die ouers en grootouers, naby familie wat verbonde is aan hierdie doopelinge, of julle asseblief kan staan vir 'n oomblik. Ek wil graag saam met julle ook 'n gebed doen, sodra hulle net klaar is ook om die Bybels te geteken het. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, baie dankie dat ons u genade in aksie kan sien. Dankie dat u ook met gewone water, gewone mense vir ons die teken gee dat u met ons en ons kinders se pad stap. Dankie vir die goedheid, dankie dat ons u kan bely as ons Here. En Here, dankie vir mense en geliefdes wat saam met ons hierdie pad stap, wat ons die pad wys en saam met ons getuies hiervan is. Dankie dat ons as geloofsfamilie die pad kan saamstap. Ons eer u daarvoor. Amen. Baie dankie. Julle is welkom om te gaan sit. Een van die dinge wat ons ook in ons geloofsfamilie doen is dat ons nie net doop nie, maar ons het ook roetemerkers soos ons kinders ook groter word. En een van die roetemerkers wat ons ook vanoggend gaan vier is vir ons graad 1s wat met 'n nuwe skool begin het, 'n nuwe fase begin het, en ek wil graag vra dat al die graad 1 ouers en graad 1 asseblief vir ons vorentoe sal kom en op die verhoog kom staan asseblief. En dan wil ek graag ook vra dat Linda, wat ook hulle mentor is en saam met hulle die pad stap, of sy ook saam sal vorentoe kom asseblief, Linda. Ek wil nou amper sê, soos ek baie keer met die doop sê, mens vergeet hulle kom so klein. Want vir my wat nou klaar is met skool, is ek dankbaar ook dat ek is waar ek is. Maar vir die graad 1 ouers wil ek graag vir julle sê, dis 'n definitiewe roetemerker wat besig is op julle lewenspad, maar wat ons ook vanoggend verklaar is dat die Here saam met julle as ouers en saam met julle kinders die pad stap. En dit is wat ons vandag hier saam met julle verklaar en saam met julle bely. En vir elkeen van hierdie kinders wil ons graag herinner dat Jesus vir hulle lief is. En dat omdat Jesus vir hulle lief is, kan hulle ook vir Jesus lief wees. En ek wil graag dat julle as ouers saam met julle kinders die volgende vir my sê. En dit is op die bord ook, en ek weet ons graad 1 kan nog nie lees nie, maar hulle kan daarom goed onthou. So,
wat ons saam gaan sê, Jesus is lief vir my, en dan sê ek is lief vir Jesus. So kan julle saam met my dit sê. Jesus is lief vir my, en ek is lief vir Jesus. Kom ons probeer weer. Jesus is lief vir my, en ek is lief vir Jesus. Goed, nou gaan ons dit weer sê, en dan gaan die gemeente, gaan na 'n volgende skyfie, ook wees wat julle dan reageer en sê, Jesus is lief vir ons, en ons is lief vir Jesus. So, kom ons gaan een skyfie terug, en dan sê ons, as kinders hierso saam voor, Jesus is lief vir my, en ek is lief vir Jesus. Geloofsfamilie, Jesus is lief vir ons, en ons is lief vir Jesus. Baie dankie. Nou al ons het vir al die graad 1's het ons dan ook 'n geskenkie, en ek wil graag vra, ek gaan kyk of ons so 'n bietjie van 'n vloei kan maak, dat julle geskenk, dat julle daai kant begin 'n geskenkie kry, en dan kom julle en stap julle verby hier na my toe, en dan gaan ek vir elke kind, net vir die graad 1's, net jou hand vir 'n oomblik in die doopvond net hou, as herinnering dat ons dit dan ook daaraan skakel, dat God juis ook, soos ons met die doop gesien het, ook vir julle sê, hy is baie lief vir julle. Baie dankie. Linda, julle kan dit vir ons uitdeel, dan kan die kinders hier na my toe kom, en dan kan julle gaan sit. Kom ons sit so en dan sing ons saam. I want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark vision starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus
streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows with light. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows with light. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there's peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. I speak Jesus. Kom ons sluit ons oë. Here, terwyl ons hier nou teenwoordig is in u teenwoordigheid, bely ons soos wat hierdie ouers bely het toe hulle gedoop het, bely ons soos die kinders bely het toe hulle hier voor gestaan het, en bely ons as 'n geloofsfamilie soos ons net ook gesê het, dat u is God. U seun is die redder wat elkeen van ons kom vrymaak het. En die Heilige Gees is steeds besig om vandag te werk. Here, ons is daarvan oortuig en ons leer dit in die woord wat altyd nog waar was en relevant was en wat steeds ons lewens rig en lei. Here, en is in hierdie God wat ons van lees in die woord, wat ons dien op hierdie oggend, in u naam wat ons dan kom vra dat u juis met ons elkeen sal werk. Ons harte sal oopbreek vir dit wat u op ons harte wil plaas. Ons gedagtes sal stil maak van enige ander ding wat nie nou op u gefokus is nie. Here, ons wil so graag na u luister. Praat asseblief met ons. Amen. Ons is besig met 'n tema wat ons so 'n bietjie leen by ons kinders. En ek weet nie of julle al ooit kinders net dopgehou het en ek wil julle regtig uitnooi. As julle die kans het om vroeg kerk toe te kom en dalk net hier in die ingangsportaal te sit of hier in die banke, loer bietjie wat gebeur spontaan by kinders wanneer hulle in die vertrek inkom. Daar is outomaties hierdie kinders wat dadelik begin om by voetspore te hardloop, een vir een. Want ons het die eerste week gesê ons follow the leader, ons volg in sy voetspore. Ons het laasweek saam met Anandi geleer dat ons nodig het om 'n ritme te doen. En die kinders het ons so mooi gehelp daarmee, want ek dink meeste van ons ouer mense het gesukkel om die ritme te vind. En vandag gaan ek 'n bietjie leen by een van my gunsteling speletjies toe ek kind was. En ek het weer eens myself herinner daaraan dat ons was regtig met min tevrede. As jy 'n klippie het en 'n stokkie het, kan jy 'n speletjie doen wat jou heeldag gaan besig hou. En ek wonder partykeer of ons kinders nog steeds daai selfde ding kan doen. Een beentjie spring is hoe ek het geken het. Partykeer hoor ek nou dis hinksprong. Die Engels daarvoor is hopscotch. Dis die maklikste as jy al ooit gewonder het. En wat ek gesien het as 'n mens kyk in die ingangsportaal, daar's kinders wat outomaties net begin spring het. Hulle weet presies wat om te doen. Jy hoef eers vir hulle te sê nie. En ek wil hê wanneer ons kyk na ons tema van speelspel, is dit nie dat ons dink
geloof is goedkoop of dit is weet net kinderspeletjies nie. Maar ons probeer leer by ons kinders dat daar is 'n spontaniteit wat daarmee saamkom om te begin speel. Want kinders speel sodat hulle kan leer. Wanneer kinders speel, leer hulle hoe om met mekaar te kan kommunikeer, hoe om te kan negotiate, hoe om seker te maak dat almal gelukkig is, want anders gaan die speletjies stop. Maar meer as dit fisies maak speletjies soos een beentjie spring, maak dat jy jou liggaam en jy kan jou balans hou, dit maak dat jy kan besluite neem, dit maak dat jy partykeer foute maak en weer kan begin en leer. En dis een van die mooiste goeders wat ek dink ek al by kinders gesien het, is dat daar is nie shame daarin om oor te begin nie. Daar is nie dink wat ek wil nie meer speel nie, net omdat ek een keer 'n fout gemaak het nie, die verkeerde blokkie gespring het, op die lyntjie getrap het. Jy gaan net die volgende keer weer en jy leer om dit weer te doen. En dis deel van waarom ons gekies het vir hierdie tema, is omdat ons wil aanhaak by die kinders dat ons ook meer so word wanneer ons geloof oefen. Want daar's dinge in ons geloof wat ons elkeen dalk sal erken wat vir ons swaar kom, waarmee ons sukkel. Ek het die voorreg gehad om gister met die graad 12 te gesels hier so by die kerk. Hulle het 'n hele verbintenisdag gehad. En een van die dinge wat by hulle uitgekom het wat swaar op hulle harte pla op die oomblik wanneer hulle praat oor geloof en waarwanneer hulle sukkel wanneer dit kom by geloof, is dat om in die woord te wandel, om die woord te lees, die Bybel elke dag deel van hulle ritme te maak, is vir hulle moeilik. Dis iets wat hulle nie altyd reg kry nie. En hulle het gevra, hoe doen ons hierdie ding anders? Dis graad 12. En ek's bang as ek nou vir almal sê, kom ons sit ons hande in die lug en ons sê, wie van ons het ook daai probleem om elke dag konsekwent tyd te maak om dit te doen, soos wat Anandi ons herinner het, doen dit in ritme, maak seker dit is konstant, dieselfde ding wat jy doen. Gaan ons dalk ook sê, maar ons sukkel ook daarmee van tyd tot tyd, afhangend van die seisoen. Mama's met nuwe babietjies kry baie swaar om dit te doen, want wanneer is daar tyd vir my, never mind om in die woord te wandel? In 'n volgende seisoen, wanneer ons weer besig is met hoërskool en laerskool en ons is besig om rond te ry, kry ons net nie daai tyd nie. Dit beteken nie dat ons is vrygespreek daarvan om ons geloof te beoefen nie. En ek dink die gedeelte wat ons vandag gaan lees, gaan ons probeer herinner daaraan dat wat is waaroor dit regtig gaan as dit kom by geloof. Jesus praat vandag met ons uit Lukas uit en hy herinner ons daaraan. Iets wat belangrik is wat Henkie vorige keer gesê het, is dat ons stap agter Jesus aan. Jesus het voorgegaan en hy het vir ons gewys hoe lyk dit. Ons probeer hom na-aap, soos wat ons kinders doen wanneer hulle follow the leader speel. Anandi het laasweek ons herinner dat dit moet ritmies wees. Ons moet seker maak dat ons besig is om gevorm te word in die regte rigting. Want die realiteit is, as ons nie doelbewus kies om in geloof gevorm te word, nie vorm die wêreld ons in die wêreldse maniere. As ons meer en meer besig raak en ons raak meer en meer gejaag, dis waarskynlik omdat alles van die wêreld jou druk in daai rigting. Wanneer Jesus sê, kom wees stil by my, wees rustig, dan vra hy vir jou om gevorm te word in 'n rigting wat anders is as die wêreld. En vandag gaan ons verder gaan en hoe lyk hierdie vorming dan? Is dit 'n klomp reëls wat ons moet nakom? Goedjies wat ons mooi kan aftik en as ons aan die einde van die dag kom, het ons alles gedoen en is ons so trots op onsself. Well done. Nee. Jesus sê dit is nie dit nie. Jesus sê dit is treukie vir treukie, hop, een beentjie spring na die volgende blokkie, na die volgende blokkie. Nie dinge wat jy aftik nie, maar dinge wat jy weer 'n keer oor en oor en oor gaan doen. Want die spel wil nie stop nie. Ons kan net ophou speel wanneer ons een keer daardeur is en voel ons het nou 'n goeie werkie gedoen nie. Deel van die spel is om dit weer te doen en weer te doen. Die prentjie wat ons hier bo het, is 'n dogtertjie wat besig is om te speel en daar's 'n hele familie wat om haar is en saam speel. En terwyl hulle nie self op die blokke is, kyk hulle en neem hulle deel, word hulle opgewonde vir haar ervaring daarvan. En as 'n geloofsfamilie is dit deel van ons reis wanneer ons in die woord wandel. Ek gaan ons nou beweeg na Lukas 6 toe, vers 37 tot 42 en ek wil jou regtig aanmoedig in hierdie tyd wat voorlê. En dis 'n goeie ritme om te hê net vir oor die algemeen jou lewe lank om jou Bybel saam te bring. Om seker te maak dat jy in jou Bybel lees. Daar's iets anders daaraan om tussen die blaaie te blaai as wat dit is om net op jou foon te wees. Ek weet dit is gerieflik, maar deel van die oefening daarvan om jouself te herinner en hierdie konstante ritmes in te beplan is om jou Bybel saam te bring.
Hierna waar ons in die Bybel wandel en saam met God ontdek wat hy vir ons in die woord leer. Ek het dit ook op die skerm vir enige van ons wat dit nie op die oomblik hier het nie, maar ek wil jou regtig aanmoedig om tog daai te doen. Vers 37 van Lukas 6 begin met die volgende, waar Jesus besig is om sy disippels te leer. Hy is besig om 'n klomp van die fariseërs en met hulle ook toe te spreek. En dan is daar 'n klomp mense wat tussenin is, wat heidene is, wat nie regtig ergens hoort nie. So sy gehoor met wie hy praat is baie divers. Mense wat al lank die Here dien in die tempel, wat weet waarvan hulle praat, hulle ken alles, net soos Jesus sou hulle al opgelei gewees het om die Ou Testament uit hulle kop uit te ken. Hulle is ook in die gehoor. Mense wat nog nooit van God se woord gehoor het nie, wat nog nooit geweet het wat om te doen en hoe om reg te leef nie, staan ook voor hom. En Jesus praat nou met hulle almal. Hy begin met vers 37 en sê, moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Jesus sê nie hierso dat jy mag oordeel wie is waardig van dit wat jy vir hulle kan bied, die goeie nuus, die evangelie nie. Hy sê moenie eers daai oordeel maak nie. Wanneer jy die evangelie vat en die boodskap vir mense bring, doen dit vir almal. Want as jy oordeel wie gaan goed genoeg wees, beloof ek jou, jy gaan nie goed genoeg wees nie. Want ons evangelie is gebou op genade en is nie gebou op dit wat ons verdien nie. In werklikheid is niemand ooit goed genoeg nie. Hy herinner ons in hierdie gedeelte dat jy moet seker maak dat wanneer jy na mense toe gaan om vir hulle goed te gee, hulle te dien, na hulle te kyk en na hulle om te sien, doen jy dit sonder om te oordeel of hulle waardig is daarvan. Of hulle die regte besluite gaan neem nadat jy dit met hulle gedeel het. Of hulle dit wat jy nou gaan deel net gaan weggooi, weggee of dit gaan mors. Dit is nie vir ons om te bepaal nie. Ons enigste opdrag is, moenie veroordeel nie, moenie oordeel nie. Wees seker dat jy wat God se is in sy hande los. God se werk is om te oordeel. Die woord wat hier in die Grieks gebruik word is 'n regsterm wat beteken 'n finale oordeel. Met ander woorde om op die einde te besluit of iemand werklik hierdie ding wat jy nou vir hulle gaan bring, gaan waardeer op die ou einde. Of as hulle lewens gaan verander as jy nou vir hulle die ware nuus vertel het. Dis die ding wat God oordeel. Nie wat ons enigstens die reg het nie. En hy herinner ons dat wanneer ons besig is as gelowiges om gevorm te word, is dit een van die dinge wat ons maklik doen. Wanneer ons begin om saam met die Here te loop, is ons besig om so maklik te sien wanneer ander mense dit nie doen nie. Die verkeerde dinge doen, die verkeerde keuses maak. En soms tree ons net soos kinders op en sê, maar dis nie regverdig nie, want hulle doen dit nie. Hoekom moet ek dit doen? Hoekom moet ek hierdie keer nie die lekker in die lewe kan geniet nie? Hy herinner ons dat ons met juis daarso nie oordeel nie. Dat ons die geleentheid het om ook te besluit dat God is die een wat werklik dit doen. Die volgende gedeelte sê hy spreek vry en julle sal vrygespreek word. Nie spreek vry wanneer iemand lyk asof hulle werklik jammer is en dan is dit goed nie. Nie spreek vry wanneer dit gerieflik is vir jou en jy nou oor jou kwaad gekom het nie. Nie spreek vry wanneer jy gemeen het dat dit wat hulle gedoen het was nou daarom nie so sleg gewees in die groot prentjie nie. Spreek vry. Dit beteken dat Jesus vir ons vra om dinge te doen wat regtig vir ons moeilik is en wat ons dalk nie eens wil doen nie. En ek dink wanneer Jesus in hierdie gedeelte praat, is dit juist vir ons die uitdaging is. Meeste van hierdie dinge is nie dinge wat ons wil doen nie. Dit gaan so teen ons grein om mense nie te oordeel nie. Want van nature word ons ingestel om dadelik te begin kyk, ek hou nie van haar hare nie. Daai klere wat sy aan het lyk nie mooi aan haar nie. Ek dink sy moet dalk bietjie meer lipstik aantrek of minder lipstik aantrek. Ons is van nature so ingebou om te begin kyk en te meet aan ons en te meet aan ander. Dit kom van nature. So wanneer Jesus vir ons sê, moenie hierdie goed doen nie, dan is dit soos, dit wil teen jou grein gaan, want alles wat jy wil sê is, maar ek hou nie daarvan nie. Ek wil nie iemand vryspreek nie, want ek's kwaad. En hulle verdien dit om my woede te kry, want hulle was verkeerd. Christus sê vir ons hierso, wanneer ons gevorm word, beteken dit treukie vir treukie om soos hy te word. Om agter hom aan te loop, te doen wat hy gedoen het. Dis nie maklik nie. Ons wil dit dalk nie eens doen nie.
As ons ernstig wil wees oor dit wat in die woord saam beteken, dat ons moet juist begin om daai goed te doen. Wat nie vir ons lekker is nie. Vers 38 sê hy, gee en vir julle sal gegee word. 'n Goeie maat, ingestamp, geskit en propvol sal hulle in julle hande gee. Hy is hierso besig om 'n term te gebruik wat juis in die markterme vir hulle bekend is, wanneer hulle gaan koring koop. Gewoonlik wanneer iemand koring koop, sou hulle dalk hulle hand so in die sak sit, dat dit so 'n bietjie 'n vakuum maak, dat die koring inval, maar daar's eintlik nog spasie in die sak. Jesus sê, wanneer jy gee vir mense, moet jy daai sak stamp. Jy moet hom skud, dat as daar nog 'n klein plekkie is waar daar nog ietsie kan inval, dat jy nog kan insit. Gee ons vir mense met so 'n hart? As ons gevorm wil word, soos wat hy sê, treetjie vir treetjie, dan beteken dit, ons moet ook so wees. Kyk, wat kan ons nog gee? Die hartseer is hierdie wêreld vorm ons dat ons waarskynlik meeste van die tyd kyk, nou, maar ek word nagekom in soveel plekke. Ek kan nie dit vir ander mense ook gee nie. Ek gaan mense net hanteer soos wat ek hanteer was. Soms voel dit dat Jesus dalk vir ons sê, ons kan eers gee wanneer ons genoeg het. Ek weet daar's 'n sêding van kyk eers na jou eie mense voordat jy na ander kyk. Maar dis nie wat Jesus hier bedoel nie. Jesus is hier besig om te sê, jy moet 'n oop hart hê, wat regtig geleenthede soek waarin jy nog kan gee. Jy moet daai sak skud van jou lewe. Jy het nou waarskynlik al baie tyd gegee, jy moet nog gee. Jy het waarskynlik al baie van jouself opgeoffer, jy gaan nog. Want ons geloof en wanneer ons gevorm word soos Jesus het alles gegee. Hy het niks teruggehou nie. Is jy besig om terug te hou? Dit beteken jy is nie besig om gevorm te word soos wat Christus sê ons moet nie. Die volgende gedeelte, met die maat waarmee julle meet, sal julle ook vir julle gemeet word. En hy het ook met beeldspraak vir hulle gesê, kan 'n blinde miskien 'n ander blinde lei? Sal hulle nie albei in 'n sloot val nie? Hy gebruik humor om sy gehoor te herinner daaraan dat dit klink mos nie baie slim nie. As jy nou twee blindes sien mekaar lei en jy sien hoe val hulle in die sloot, jy gaan nie net lag nie, maar jy gaan dink dit was nie 'n goeie plan nie. Hoe kan ons dit fisies sien? En kinders sal daarmee, of ek kyk na my eie kinders wat op TikTok en goeders al hierdie goed kyk en hulle sal so duidelik vir my sê, dit was dom. Mens moes nie dit doen nie. Ons sien dit met ons oë raak, maar wanneer ons besig is om mekaar te probeer lei in geloof, dan begin ons mekaar herinner daaraan, of ons dink ons is besig om goed te doen vir mekaar te sê, maar as jy nie kan gee nie, moenie gee nie. As dit regtig moeilik is vir jou om te vergewe, dan hoef jy nie nou te vergewe nie. Dis dan vir iemand anders later. Jesus sê nie dit nie. Jesus sê, jy het geen keuse nie. As jy gevorm word soos wat hy wil hê jy moet gevorm word, dan vra hy hierdie van jou. In vers 40 sê hy, 'n leerling is nie hoër as 'n leermeester nie, maar iemand wat volleerd is, sal aan sy leermeester gelyk word. Baie keer dink ons, en ek het alself hierdie fout gemaak, dat ek wil soos Jesus wees. En dan dink ek op 'n stadium dat ek is al besig om so op te offer soos wat Jesus opgeoffer het. En ek begin myself nou nogal trots wees op myself, want ek doen nogal baie. Ek het al min salaris gekry want ek doen dit vir die Here en dan dink ek, "Jog, ek doen nogal goed." En ek het al swaar gekry, ek het al min geslaap, ek het al vir ander mense van my besittings gegee. Ek doen nogal goed. En dan begin ek op 'n stadium dink, maar ek is net soos Jesus in hierdie opsigte. En dan beteken dit van hierdie verse hoef ek nou nie meer heeltemal te doen nie. Jesus herinner ons dat jy is nie dan beter as jou leermeester nie. Jy's gelyk met hom. Ons moet poog om soos hy te wees en wanneer ons baie naby aan kom wat ons nooit gaan doen in elk geval nie, vra hy steeds vir ons, doen steeds die dinge wat ek nou vir jou leer. Daar's nie dan 'n skielike punt waar jy nie meer hoef nie. Jy moet steeds so gevorm wees. Vers 41 gaan hy weer met humor verder en sê, waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy wat in die balk in jou eie oog nie raak sien nie, hoe kan jy vir jou broer sê, broer, laat my toe om die splinter in jou oog uit te haal? Huigelaar. Haal eers die balk uit jou eie oog en dan sal jy goed sien om die splinter in jou broer se oog uit te kan haal. Jesus het vir alle Matteus baie keer na die Fariseërs verwys as huigelaars. Die woord hier in Grieks is om te sê, hulle is besig om 'n actor te wees. Hulle gee voor, asof hulle hierdie hele Bybel, die hele Ou Testament mooi onder die
onder beheer het. Hulle weet presies wat om te doen. Hulle doen al hierdie dinge wanneer ander mense sien. Jy skyn heilig. Hy sê vir ons kan nie dit doen en sê vir ek gaan jou help. Jy wat swaar kry, jy's besig met dalk 'n afhanklikheid van 'n aard, ek gaan jou help. Maar ek is eintlik besig in my hart ander mense nie te vergewe nie. Mense kwaadlik te neem, te oordeel, te dink ek's beter. Jesus herinner ons dat as ons gevorm word, kan ons nie dit doen nie. Alles wat ek hier genoem het, wat Jesus hier sê, is nie om jou geloof te wen nie. Hy gaan op die verstaan uit dat jy reeds die Here wil dien, soos wat ons almal doen wat hier sit vandag. Dis nie 'n boodskap waarin jy wil oortuig, kom tot die Here is 'n God wat vir jou lief is, wat jy wil dien en wat vir jou goed is nie. Kom ons aanvaar, almal van ons wil die Here dien hier. Hy sê nou is die moeilike werk, word gevorm. Doen nie dinge wat jy nie wil doen nie. Iets wat baie keer vir my uitkom wanneer ons as gelowiges bymekaar is dat as ons lank genoeg Jesus volg, begin ons kyk na alles wat ons pla. Ons kla oor die musiek wat te vinnig is, ons kla oor die musiek wat te stadig is. Ons kla oor die Engels, ons kla oor die Afrikaans. Ons kla oor die klere wat mense aantrek, ons kla oor die Bybel wat nie hard genoeg gelees word nie, goed genoeg gelees word nie, die verkeerde vertaling gelees word. Ons kla oor alles wat nie vir ons lekker is nie. Ons begin mekaar uithaal vir dit wat hulle nie doen nie en ons sien nie die balk in ons eie oog nie. Jesus herinner ons vandag dat dit wat hy vir ons gee en vir ons sê, is nie om jou eie gemak te soek nie, maar juist hoe kan jy weggee? Hoe kan jy vryspreek? Hoe kan jy nie oordeel nie? Hoe kan jy lief wees? En daar wil ek vir ons vandag herinner dat dit gaan treukie vir treukie. Een spring en partykeer val jy. Vandag het ek eintlik geoordeel oor iemand wat ek gedink het nie vandag my tyd verdien nie. Hulle het my tyd gemors. En dan word ek herinner, dit was nie 'n hart wat Jesus vir my wil hê nie. Jesus vra vir my, selfs al mors hulle my tyd om nog steeds met vrymoedigheid te sê, dit was goed. Ek het my tyd gegee waar dit moes wees. Wanneer ek vir iemand gee wat swaar kry, om nie dan later om te draai en te sê, maar hulle het nie genoeg waardering uitgespreek daarvoor nie. Hulle was eintlik nogal mislik geweest, omdat hulle nie nog gekry het nie. Nou is ek sommer kwaad. Juist dan is dit daai geleentheid om te oefen en te sê, wel, dit maak nie lekker vir my hart nie, maar ek gaan nog steeds aanhou gee, want dis wat Jesus my voorroep. Die realiteit is, ons gaan nie weet hoe om gevorm te word as ons nie in die woord wandel nie. En ek het vroeër begin daarmee. Hoe doen ons dit? Treukie vir treukie. As ons as gelowiges wil begin die Here dien deur alles te doen wat ons moontlik sou kon doen, tieners te gee, liedjies te sing, kerk by te woon, ons tyd vir mense te gee, kan dit oorweldigend voel. En ek kan voel, maar ek kan nie al daai goed doen nie, so dan doen ek niks. Die Here sê vir ons, as jy een ding doen, spandeer tyd saam met my. Spandeer dit in die woord, want dis waar God praat. Hoe lyk dit om treukie vir treukie gevorm te word? Wees mense van die woord. Lees dit. Laat dit in jou hart ingaan deur dit wat jy sing. Laat dit wees deur die manier hoe jy dien. Laat dit wees in dit wat jy leer uit die woord uit. Ek wil jou aanmoedig vandag, as jy nog nie 'n praktyk het oor die woord nie, doen iets vir byvoorbeeld om notas te neem in die prediking. Ek het hierdie jaar, my eie gedagte was ook weer om hierdie jaar met my preeknotas te begin. Elke keer as my kollegas preek, is ek besig om preke bymekaar te maak. Miskien help dit vir my later, maar die punt is nie daarvan nie. Die punt is, wat kan ek ontdek? Want as 'n leraar wat self na ander mense luister, is ek baie keer in die probleem ingeloop waar ek begin oordeel oor, maar ek sou dit anders sê. Ek dink daai woord is meer belangrik as die woord wat hulle nou uitwys. En outomaties begin ek oordeel oor wat sou ek eerder doen. Ek moes myself help deur te sê, maar hoe gaan ek net in die woord wees? Hoe gaan ek vandag net ontdek wat ook al my kollegas vir my bring uit die woord uit? As jy sukkel om die woord te lees, begin deur dit te luister in audio vorm. As jy dit reg kry, kyk of jy een vers op 'n dag kan doen.
Spandeer tyd in die woord, want dis waar jy ontdek, wat is dit wat God wil hê jy moet doen. Treukie vir treukie vra Jesus vir ons om te lees, te wees in die woord, ontdek wie hy is. Dan doen jy wat hy sê. Daai gaan dan jou besig hou vir die res van jou lewe. Ek loop nou al 27 jaar op pad saam met die Here en ek besef elke dag weer, soms voel dit vir my ek is erger as wat ek was. Want ek is nog steeds ongeduldig en ek oordeel steeds en ek raak steeds kwaad en ek is steeds veronvergenoeg want ek voel nie ek het alles wat ek wil hê nie. Die Here vorm my steeds, maar ek is intentioneel daaroor deesdae. En daarom wil ek ook die huisgeloof vandag ons herinner dat as ons kinders byvoorbeeld kan dit ook doen in die woord wandel. Elke dag wanneer hulle opstaan, bid. Ons tieners kan dit doen wanneer 'n maatjie of iemand jou te nakom om te sê, Here, ek vergewe hulle. Maak dat ek dit heel hartig bedoel. Wanneer ons daarmee gekonfronteer word met mense wat ons dink nie waardig is van ons tyd, ons geld, ons goed nie, dat ons onsself herinner dat Here, help my om nie te oordeel nie. Wat in hierdie gedeelte vandag is dit waarmee jy sukkel as 'n gelowige om gevorm te word. En vra vir die Here om spesifiek dit, elke keer wanneer jy jouself vang, te begin vorm. Ek wil solank ons musiekgroep oproep en ek wil vir ons vra, kom ons sluit ons oë. Ek gaan eers vir ons 'n tyd gee wat stilte, omdat jy kan met die Here sê, Here, wat is dit in my hart op die oomblik wat nie gevorm is soos wat U wil hê nie? Deel dit met die Here. En vra vir hom, hoe gaan jy begin om te gevorm te word soos wat God wil hê? Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat U vir ons die voorbeeld gee van kinders wat vir U lief is en spontaan doen wat U hulle geskep het om te doen. Om te speel, om weer te probeer en oor te begin, te leer daaruit en aan te gaan. Here, mag ons ietsie daarvan van onsself weer herinner. Mag ons spontaan begin speel saam met U, mag ons leer om treukie vir treukie, sprong vir sprong, gevorm te word soos wat U wil hê ons moet. Here, begin met die klein dingetjies. Here, waar ek ongeduldig is vandag, help my om net dieper asem te kan haal. Myself weer in te stel en wat wil U hê moet ek hier doen? Daar waar ek kwaad geraak het, Here, waar ek weer 'n keer terug staan en sê ek jammer. Here, help my om eers te soek waar die fout lê by myself voordat ek na enigiemand anders draai om hulle reg te wys. Here, mag ek myself bepaal by dit wat U vir my vra om te doen, gevorm te word, en dit wat U moet doen vir U oorlaat. Dat U sal bepaal wie is gered en wie is nie. Dat U sal weet wat elkeen van ons nodig het, en dat ons net toerusting in die hande kan wees. Mag ons ywerig wees om spontaan gevorm te word soos wat U nodig het om ons te vorm. En Here, mag ons intentioneel doen dit wat U van ons vra. Amen.
met ons offergawes en ons het nou net gehoor wat se harte ons mee gee. As jy bereid is om van jou tyd en jou dienste te gee, kan ek jou asseblief vra om nou op te staan en ons te help met ons offergawes. As daar enige graad 3's in nee, kom ons doen die graad 1's. Julle is graad 1's is hier lekker baie. Al die graad 1's is welkom om ons te help met ons offergawes. Kom ons neem ons in. Soos wat die laaste mandjies na vore kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons kan dien. Dat ons gevorm kan word en dit is my so lekker om te sien hoe ons kinders gevorm word om in die erediens betrokke te wees. Om U heelhartig te dien in klein dingetjies soos om offergawes te doen. Here, mag ons elke dag sulke geleenthede soek waar ons spontaan nie anders kan nie as om U te dien en met oorgawe gevorm te wees as U volgelinge. Dankie Here dat U ons seën sodat ons ander kan seën. Amen. Geliefdes, jy is welkom om op te staan. Ons sing ons laaste lied en dan sal ek U seën uitspreek. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here is voor jou om die paai vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanslag van die bose af te weer. En die Here is langs jou om saam met jou die pad te stap. Die Here is onder jou om jou te vang wanneer jy val. Die Here is reg rondom jou te omvou met sy liefde. Die Here is bo jou om jou ryklik te seën en die Here is binne jou met 'n lei en wysheid en jou bewus te maak van sy teenwoordigheid. Amen.